ongelowige gelowiges. Ons lees Hebreërs 3 vers 7 tot 19. As die dominee die kansel bestyg, voel ek sommer aan my beenderre dat hier vanoggend 'n swaal en vuur preek gaan kom. En ek is ook nie verkeerd nie. Hierdie besoekende leraar van 'n sendingstasie is ewig omgekrap. En baie gou besef ek waarom. Sommige teoloë in ons land bevraagteken die hele wese van Jesus. Daar is selfs bekende teoloë wat beweer dat enige soort van godsdiens jou in die hemel sal bring. Maak nie saak of dit nou Christen, Hindu, Moslem of Boeddhisme is nie. 'n sekere professor in teologie en sy trawante krap boonop die kerk deurmekaar met allerhande godslasterlike beweringe, soos byvoorbeeld dat Jesus nooit uit die dood opgestaan of na die hemel opgevaar het nie, en dat hy ook nie 'n maagdelike geboorte gehad het nie. Dan los die dominee nog 'n bom. Die dominee van 'n gemeente iewers in Gauteng was deel van 'n afvaardiging wat die sogenaamde geeste van die afgestorwe MK-lede gaan haal het, en dit nogal saam met 'n groep sangomas, toordokters. Dan heel hy mos met duiwelsdinge. Daar's 'n groot kommer oor sekere tendense in die kerk. Die droewige deel is dat hierdie teoloë nie eers uitgegooi kan word nie. Hulle staan steeds op ons kansels en in die teologiese skole, want as hulle afgedank word, gaan hulle hof toe daarmee en die reg is aan hulle kant. Daar was al beweringe gemaak dat sekere leraars in Suid-Afrika se godsdiens aan New Age grens en dat daar selfs teoloë is wat al die beginsels van New Age onderskryf. Skokkend. Hierdie sogenaamde Bybelkenners beweer dat 80% van die dinge wat in die Nuwe Testament geskryf is, bloot fiksie is. Sommige net stories. Watter soort snert probeer hulle ons wys maak? Gelukkig kan ek vanoggend getuig dat daar duisende leraars en teoloë is wat steeds styf vashou aan die suiwer woord van God en dit elke Sondag preek van die kansel af. Ek was die afgelope tyd by verskeie kerk- en synode vergaderings waar honderde leraars bymekaar was en die wonderlike gees van geloof en hoop wat ek deurentyd daar gesien het, maak my hart brandend. Bid vir jou leraar dat hy staande sal bly. In vandag se skrifgedeelte haal die skrywer aan uit Psalm 95 vers 8 tot 11. En dan maak hy dit van toepassing op sy lesers. Dit handel oor die Israeliete wat vir 40 jaar in die woestyn rondgeswerf het, voordat hulle die beloofde land kon binnegaan. Dit was sekerlik nie 'n maklike 40 jaar nie, maar hulle het self gesoek daarna deur hulle ongeloof. Elke liewe dag moes hulle sien hoe dat God vir hulle voorsien in hulle tog op pad na die beloofde land. Hy het vir hulle manna en kwartels in oorvloed gegee om te eet. Elke keer as hulle water nodig gehad het, het hy dit op wonderbaarlike wyse voorsien. Hy het hulle die hele pad op goddelike wyse gelei en beskerm met die wolk en die vuurkolom. So het hy daarmee vir hulle rigting aangedui, van die een droë sandduin na die volgende, deur 'n woestyn
wat oneindig voor hulle uitgestrek het. Die asemrowende wonder van God se sorg is totaal onbegryplik. Meeste teoloë glo dat daar meer as 3 miljoen mense was en dat hy voorsien het in al hulle behoeftes. Nogtans kon hierdie Israeliete nie glo dat God hulle veilig die land sou kon inlei nie. Hulle was hardkoppig, opstandig en het God uitgetart. Die een van daai geslag Israeliete het die beloofde land gesien nie, buiten Josua en Caleb, die enigste 2 gelowiges. Die ander se lyke lê verstrooi oor die woestyn. Nou waarsku die skrywer sy lesers dat hulle nie in dieselfde soort van godsdienst moet verval nie. In Eksodus 33 lees ons dat die Israeliete God aanbid het. Nogtans verval hulle in afgodsdienst nie baie lank daarna nie. Baie van die teoloë wat nou sulke skokkende uitsprake soos hierbo maak, was eens toegewyde gelowiges. Wat het gebeur? 'n Jehovah's getuie vertel my eenmaal dat sy 'n sonnaskoolonderwyseres in die NG Kerk was. Wat het gemaak dat sy so afgedwaal het, dat sy nou nie meer vir Jesus as God erken nie? Die Israeliete het God op 'n baie besonderse manier leer ken, maar hulle het steeds hulle rug op hom gekeer. Hulle straf was afgryslik. 'n Mens wat al die geleenthede kry om God waarlik te leer ken, het 'n wonderlike voorreg. Teoloë het geleenthede wat min mense beskore is. Tog raak party die pad totaal byster. Ek en jy wat gereeld die woord van God hoor, is net so bevoorreg. Daar is miljoene wat nie daardie geleentheid het nie. As ons onsself laat verlei deur dwaalleringe of ons kom in opstand teen die dinge wat vir ons geleer word in die woord van God, dan wag daar vir ons 'n verskriklike einde. Die onfeilbare woord van God pleit vandag by jou en my in Hebreërs 3 vers 15. Vandag, as julle sy stem hoor, moenie julle harte verhard, soos tydens die opstand nie. Moenie jou laat verlei deur die mooi praatjies van dwaalleraars nie. Hou die oog gefestig op Jesus, die opgestane Here. Hy wat waarlik opgevaar het na die hemel en wat regeer oor die hemel en die aarde. Hou styf vas aan jou geloof in Jesus, want hy is waarlik God. Hy is die skepper van die heelal. So leer die heilige woord van God ons. En glo met jou hele hart dat die Bybel nie maar afgewaterde woorde van God is, soos sommige wil beweer nie, maar die ware woord van God. Kom ons bid. O Here, ek pleit om genade vir die teoloë wat u woord verwerp het. Ruk hulle asseblief terug uit die kloue van die duiwel. Gee asseblief vir hulle 'n nuwe insig. Amen.